Hy het begin aggressief raak en hy het sy hele menswees het verander. Ek kon nie meer conversations hê nie, want daar was net niks meer om oor te praat nie. Ek was half bang om met hom te praat. En ek en die kinders was maar altyd net op ons eie, in ons eie paai, op ons eie plekkie en jy weet net om die vrede te bewaar, sodat alles net begin uit mekaar uitval. My man het verskriklik verander. Derde keer toe antwoord hy my, toe sê hy vir my, maar hy is verslaaf aan dwelms. Was, Nicola, jy veg nie nou teen Tiani, jy veg teen die vyand. Want as ek na ander mense sou geluister het wat gesê het ek moet skei, sou die prentjie heeltemal anders gewees het. Hi everyone, happy Women's Month. This month we will be sharing some powerful testimonies with powerful women. The Word of God says that we overcome the enemy by the blood of the Lamb and the word of our testimonies. So Nicola, thank you so much for sharing your journey with us today. I'm so excited to tell everyone what God did in your life. So welcome. Thank you so much, Pastor Nadia. It's such an honor to sit here and share my story with you. Amen. Okay, so waar het jou journey begin? How did you meet Jesus? Okay, in 2021 het my man 'n werksgeleentheid gekry in Sutherland en die naaste dorp was toe nou in Woester om hier te kom bly en ek en my kinders het toe hier kom bly en hy was op Sutherland, so hy het een keer in 2 maande omtrent, een keer in 'n maand het hy huis toe gekom en ja, so ons was hier vir die skole. En ek het verskriklik alleen begin voel en ek het net hierdie hongerte vir die Here gekry. En ek het eendag het ek net vir die Here gevra om my te lei na kerk toe. En ja, ek het CRC Woester het ek op Facebook gesien en ek het dit gaan uitprobeer en ek het daai dag het ek my lewe vir die Here gegee en ja, dis waar my journey begin het en ek het net nooit opgehou hardloop vir Jesus nie. Ja, so dit was nou in 2021, ja, 2021. Dit was einde 2021. Okay, en toe ek onthou jy was nog in die Women's Home self gewees. Hoe was dit vir jou gewees? Dit was baie lekker gewees, ja. Baie geleer. En ek dink aan die begin as mens gaan is jy nog so 'n bietjie onseker, you're unsure, there's different women in the room, of was jy net gemaklik geweest toe jy die eerste keer al aangekom het? Ek dink ek was baie gemaklik. Ek dink ek het baie huislik gevoel. En ek dink net omdat ek so honger te vir Jesus gehad het, het dit nie eintlik saak gemaak of ek ongemaklik is of nie. Dit was net ja, daar was net 'n keer nie. Okay, en toe so jou man was toe in Sutherland gewees. Ja. So hoe het julle huwelik op daai stadium hoe het met julle huwelik gegaan? Dit het nie baie goed gegaan nie, want die eerste rede was Jesus was nie die middelpunt van ons huwelik gewees nie. So dit het nie goed gegaan nie. Dit het ja, toe in daai tyd toe ek nou my lewe vir die Here gee, toe seker so 'n maand daarna, toe het alles net begin uit mekaar uitval. My man het verskriklik verander. Hy het begin aggressief raak en hy het sy hele menswees het verander. Hy het net in 'n ander mens verander en ek kon nie tot die punt kom waar dit was nie. Ek het familie van my genader, ek het met mense wat ek geken het gepraat en ja, mense het net weggedryf van my af omdat ek nou hierdie nuwe Nicola is en mense kon nie eintlik regtig met dit relate nie van wat het nou met my gebeur. So ek moet die probleem wees want ek het te vinnig verander. So ja. So die duiwel het dit al eintlik gebruik en gedink jy het nou hier in 'n ding ingegaan en want alles in jou lewe is nou de mekaar. Ja. So wat gebeur? Is dit nou jy? Is dit nou hy? Ja. Okay. So en almal het geweet wat 'n goeie mens hy was. Tiaan was nog altyd 'n goeie mens gewees. Hy was hardwerkend, hy was regtig 'n goeie mens en so mense het my altyd na my toe verwys as die probleem. So ja, so op die einde het ek niemand gehad daai tyd. Ek het almal verloor. En wat het die Here vir jou op daai stadium gesê? Okay, ek dink dit was die beste ding wat met my kon gebeur het was om almal om my te verloor, want die Here het dit ek dink net so beplan want hy het geweet dis al hoe ek net aan hom sou vaslou en hom sou nodig gehad het. So in daai tyd het ek het regtig net by sy voete gesit. Die hele ding het vir 2 jaar aangegaan wat ek nie geweet het wat met my man fout is nie. Dit het net erger en erger geraak en ek het net by die Here se voete gesit en ek het gesmeek en ek het net gebid. Ek het my eie besigheid gehad, so in tye waar daar nie kliënte was nie, het ek my deur toegemaak en ek het net by die Here gesit en antwoorde gesoek en my hart gebreek by hom en ek onthou die dag wat hy net vir my gesê het was, Nicola, jy veg nie nou teen Tiani, jy veg teen die vyand. En dit was my keerpunt gewees. Dis woorde wat ek aan vasgehou het. En ek dink ook, die feit dat ek vir 2 jaar nie geweet het wat fout is nie. Ek dink wat gebeur het is die Here moes eers aan my karakter werk.
Want hy het geweet wat gaan gebeur, my man gaan verander en hy gaan sy lewe vir hom gee en ek sal moet reg wees daarvoor. Anders sou dit nie gewerk het nie. As hy nie eers aan myself gewerk het, sou ek nie reg gewees het vir dit nie. Sure. En hoe het die kerk, wat was die kerk se rol? As ek nou sê die kerk, die mense wat jou omring het, die homesal, wat se rol het hulle op daai stadium toe jy so diep en laag gevoel het in jou huwelik, in jou huis, en die ding is jou man werk mos nou ver, so Ja. wat se rol het die kerk op daai stadium gespeel in jou lewe? Ja, Jesus het net geweet wat hy doen. Hy het in daai tyd, hy het geweet wie ek gaan nodig hê en hy het daai mense, net die regte kerk en die regte mense op my pad gestuur wat my bygestaan het en net vir my gesê het nie klim en nie opgee nie. En ook wat so belangrik was vir my is dat ek na die regte stemme geluister het, want as ek na ander mense sou geluister het wat gesê het ek moet skei, sou die prentjie heeltemal anders gewees het en mense wat net in my lewe ingepraat het om te sê hou uit en hoor wat sê die Here. Jy weet nie net hulle raad gevolg het nie, maar ek het fisies by die Here gaan hoor wat om te doen. Ja. En dit was my en die Here het my nooit vrede gegee om te Where skei did nie. everything change? Wanneer het alles nou verander? Okay, dit was 2023 April maand, dit was Paasnaweek. Dit was die donderdag, my man het huis toe gekom. Hy was aggressief. Hy was moeg, hy het weer gaan slaap. En ek het nie meer met hom gepraat nie. Ons kon nie meer conversations hê nie, want daar was net niks meer om oor te praat nie. Ek was half bang om met hom te praat. En ek en die kinders was maar altyd net op ons eie paai, op ons eie plekkie en jy weet net om my vrede te bewaar. So hy het gaan slaap. En ek was in die kombuis besig en die Heilige Gees het net daar. Toe sê hy vir my: "Jy gaan na Tiaan toe en jy gaan vandag uitvind wat die fout is." En ek het na hom toe gegaan en ek het soveel vrede gehad, iets wat ek nooit sou, want dit was nie my karakter nie. So ek het na hom toe gegaan, ek het hom wakker gemaak en ek het hom gesê: "Jy steek vir my iets weg en jy gaan vir my nou moet sê wat's fout." En hy het sy oë so groot oop gegaan en hy het vir my so gekyk en ek het hom 3 keer dieselfde vraag gevra en hy het my die 3de keer toe antwoord hy my. Toe sê hy vir my: "Maar hy is verslaaf aan dwelms en hy het hulp nodig." So ja, en toe in daai tyd het ek vir hom, ek was so rustig en dis hoekom ek sê die Here het my vir 2 jaar voorberei. Want as jy nou vir my vroeër geken het in my persoonlikheid, verslawing is 'n groot issue gewees in my lewe voorheen. So dis iets wat ek nie meer kon deel. Dit was trauma wat ek voorheen Jy het nou deurgegaan nie het. beplan om in dit in te Ja, trou nie. weer 'n keer nie, ja. So ek het hom die volgende dag toe sê ek vir hom asseblief gaan terug plaas toe. Hy moet met sy bestuurder gaan praat of die eienaar van die plaas en vir hom vertel. Hy moet asseblief teruggaan want ek gaan nie die kinders langer hier deursit nie en dan moet hy maar besluit wat hy gaan doen. Hy het teruggegaan plaas toe en hy het in daai tyd het hy 'n ontmoeting met Jesus gehad op die plaas. Ja. Ek En onthou dit het sy lewe verander. Ons het nog boodskappe daai tyd gekry. Niemand kry vir Tiaan nie en Ja. almal soek vir Tiaan en ons almal dink hy het gerelapse en goed. En wat het toe daai dag gebeur? Want dit was net vir my amazing. So wat gebeur het daai dag? Tiaan was ek dink hy het meer gesukkel met onttrekking. Ja. Maar hy was op 'n baie slegte plek. Maar ek dink daai het eintlik gebeur na die rehab. Okay. Wat dit gebeur het. Maar voor rehab het hy het fisies net voor die Here gebreek en ek onthou hy het die goed gevat wat hy gerook het en hy het dit net by die Here gebreek. Hy het so self-deliverance gedoen op die plaas en Jesus het hom aangeraak en hy het net gesê, hy het gesurrender en gesê ek kan nie meer hierdie alleen doen nie. En daar het Jesus hom aangeraak en toe het hy seker 3-4 dae daarna sy rehab toe en voor hy rehab toe gegaan het, toe sê hy vir my ek moet net een ding onthou, hy doen die rehab ding net om ons almal tevrede te stel want Jesus het hom genees. Wow. En toe hy rehab toe gaan, het hulle vir my verduidelik dat vir 'n week lank gaan ek nie kontak met hom mag hê nie. Hy gaan in 'n detox in en dan mag die familie hom glad nie kontak nie. En die aand toe het my foon gelei en ek skrik toe so groot en ek soos wat het gebeur want ek sien toe dit is die rehab en toe sê hy toe sê ek soos maar hoekom bel jy my, jy mag nie met my praat toe sê hy vir my maar ek het jou gesê God het my genees. Wow. So wat toe gebeur het is toe hulle sy bloedtoetse doen en bloed trek toe kon hulle geen dwelms in sy stelsel kry nie. Ja, daai is powerful. Ja, so toe het hy nie nodig gehad om hy detox. Okay, en daarna toe gaan hy nou terug Sutherland. Toe hy het uitgekom, everything was fine, toe gaan hy terug Sutherland. Ja, hy het toe uitgekom en toe het ek nou aangedink dat alles gaan nou fyn wees, my man is genees, die ou Tiaan is terug en dit is toe nou nie wat gebeur het nie. Tiaan het nog steeds sy aggressie gehad. Hy is toe plaas toe, so ons huwelik was nog steeds op 'n baie swak plek, want toe sy nou terug na daai environment toe waar hy verslaaf geraak het en ek vertrou hom nie, want wat is ek het die hele tyd die duiwel het die hele tyd hierdie goed in my brein gehad soos
of in my kop gehad in my gedagtes. Ek het elke dag met dit geloop. Dit het my mal gemaak. Soos wat as hy terugval? En ek onthou hy was 'n week daar en ek het gebid in my werksplek het ek gebid en die Here het vir my gesê moenie vir Tiaan vertrou nie. Vertrou my, ek het hom genees. En daar het ek my vertroue geskuif van Tiaan af na hom toe. Jo. En dit was 'n game changer. Dit het alles, want elke keer as daai gedagtes opgekom het, dan dink ek net aan dit wat die Here vir my gesê het en dan gaan dit weg. Ja, en toe het hy plaas toe gegaan en daar het hy nog maar met sy aggressie gesukkel en toe het ek 'n dokter gaan sien en hom my situasie verduidelik, gevra wat kan ek vir hom doen? Hoe kan ek hom help? Toe sê hy vir my Mattiaan ly aan psigose. Dit is 'n wanbalans in jou brein wat jy kry as gevolg van middels wat jy gebruik. Okay. So, toe het hy vir my 'n pilletjie voorgeskryf en ek het die pille toe Sutherland toe gestuur. En Tiaan het een van die pille gedrink. Ek dink hy het die hele houertjie teruggebring, hy het net daai een gebruik. En toe eendag in sy etenstyd, toe het hy ook net met die Here gepraat en gesê hy kan nie meer so voel nie, hy wil nie meer so voel nie. En hy het in sy etenstyd het hy gaan lê en het in 'n diep slaap ingegaan. Wat gebeur het is die mense van die eienaars van die plaas het my gebel en gesê hulle kry nie vir Tiaan wakker nie. Onmiddellik was ek kwaad en ek het gedink hy het gerelapse en hy het geoverdose. Dis waarvan ek gepraat het, wat ek kan onthou. So dis wat gebeur het en toe het ek gedink hy het geoverdose en ek was ontsettend kwaad. Ek wou nie met hom gepraat het nie, hy het my die hele tyd gebel. Toe het hulle dwelmtoetse gestuur om hom te toets. En albei was negatief geweest. En toe bel hy my later, toe ek nou afgekoel het, toe sê hy vir my, hy wil net vir my verduidelik, hy weet nie wat gebeur het nie. Hy het net in 'n slaap ingegaan en en van daar af is Tiaan se aggressie weg gewees. Ja, ek sal dit nooit vergeet nie, die oomblik toe hy van daai trip af teruggekom het. Ja. Was dit asof jy in 'n ander mens in vaskyk. Ja. Sy gesig was ligter. Ja. Hy was meer oop vir kommunikasie by die kerk. Dit was net anders. Ja. Okay, en toe het die Here met hom gesê met sy werk bedank. Ja, toe wat gebeur het is een Sondag het hy my ook gebel en toe was ek ook op 'n baie slegte plek. Maar dit is ook nie goed vir 'n huwelik om so ver nie. Ek weet ons baie vrouens wat sukkel, hulle man moet wegwerk. Hulle is nie by die kinders nie, hulle huwelik kry swaar. En toe wat het toe gebeur? Net om iets te sê daarop wat pastoor nou genoem het is, dit is baie belangrik want omdat die man die hoof van die huis is. 'n Man is nie veronderstel om nie by sy huis te wees nie, want dan is die orde nie reg nie. En dit is presies wat met ons gebeur het. Dis hoekom ons uit mekaar uitgeval het en nee, die ding is jy's deur die week by die huis, so jy moet voorvat met alles. En sodra hy by die huis kom, nou moet jy ewe skielik laat los. Ja, en dit is wat gebeur het. Want dan wil hy die hoof wees en ek is die hoof, so nou is daar twee howe en niemand, jy weet, niemand wil Okay. En so wat gebeur het is toe nou die mense van die eienaars van die plaas was daar. En toe het hulle hom die Sondagmiddag genooi vir ete. Maar hy het my gebel voor die tyd, maar ek was net op 'n baie slegte plek. En ek het nie wou nie sy oproepe antwoord nie. Ek het sommer net gaan lê en slaap die middag toe ek van die kerk afkom. En die middag toe vra hy vir my en toe stuur hy vir my boodskap, maar hoekom antwoord ek nie sy oproepe nie? Toe sê ek van weet jy, ek is net op so 'n plek wat ek net moeg is. Ek is gatvol. Ek is ma, ek is pa, ek is ouma, ek is oupa, ek moet al die balle in die lug hou en ek kan nie en nou met hom wat terug is op die plaas, nou moet ek nog met dit deel van wanneer val hy nou nie weer terug in dit waarmee hy besig was nie. En toe sê hy net vir my soos wat moet ek doen? Wat doen ek? Want onthou ek het maar 'n klein besigheid gehad, so ons inkomste was nie en hy is toe nou daar en dis al inkomste wat ons eintlik gehad het. En toe het hy gegaan, toe sê vir my maar hy praat later met my, hy gaan gou gaan eet by sy baas hulle en hy het gegaan en toe hy op die plaaspad ry op pad na hulle toe sê die Here vir hom bedank, ek sal na jou kyk. En hy het daar gekom en hy het bedank by hulle by die ete en hy het sy maandkennis gewerk en hy het teruggekom en ek onthou dit so goed die aand toe hy terugkom, ons het niks gehad, ons het nie geweet hoe gaan hy begin werk nie, ons het niks geweet, hy het net huis toe gekom, ons het net in geloof uitgestap. En die aand toe hy intrek so by die huis, toe lui my foon. Toe sit iemand wat ek ken, toe vra die persoon vir my, hoorie, wanneer kom Tiaan weer huis toe of want ek het graag 'n haarsalon wat ek oopmaak wat ek wil hê moet oorgedoen word. Toe sê ek wel Tiaan, hy kan môre begin. En dit was sy eerste job gewees. En ek onthou jy het my vertel dat hy het vir die Here gesê as hy moet 'n besigheid begin, moet die Here vir hom 'n kar gee. Ja. Of wat was daai storie gewees? So wat gebeur het, hy toe vir 'n jaar vir 'n ander maatskappy gaan werk. Okay. Hy toe in daai tyd het hy 'n werk gekry, goeie werk gekry en toe het hy vir omtrent vir 'n jaar of amper 2 jaar vir hulle gewerk. Ja. Baie ondervinding opgedoen. Maar ek het
altyd geglo en in my hart, die Here het altyd dit op my hart gesit dat hy aan sy eie besigheid Ja, moet begin. ek onthou dit. En ek het die gesprek met hom gehad en vir hom gesê, Tian, ek voel regtig die Here wil hê jy moet 'n besigheid begin. Maar Tian was nog in sy groeiproses, so hy was maar baie skrikkerig geweest. Daai tyd was ek baie meer geestelik sterker as hy. En so het hy my aangekarring, ons het vir dieselfde maatskappy gewerk en toe het ek bedank. En toe sê ek vir hom, wel as jy nie nou gaan bedank nie, gaan jy al hoe langer gaan ons suffer want jy's nie obedient nie. Jy moet obedient wees nou. En hy het bedank. En toe die middag, en ons het 'n maatskappyvoertuig gehad, want ons het altyd ons voertuie in daai jaar het ons afgeskryf. En toe het hy 'n maatskappyvoertuig gehad en ja, ons het nie 'n ryding gehad nie. En toe sê hy, Here, maar hoe gaan ons nou die besigheid begin as ek nie 'n ryding het nie? En daai middag, toe hy by die huis kom, toe het een van ons vriende vir hom 'n ryding gegee. En so het sy besigheid begin en van daar af het hy sy besigheid begin en nog nie een dag het hy sonder werk gesit nie. Dit het net, die woord het so versprei, dit is net, ek weet nie hoe om dit eintlik te beskryf nie. Dis amazing. Dis crazy, ja. En as jy jou lewe nou moet verduidelik, of jy weet dit wie jy nou is teenoor dit wie jy was, wat die Here vir jou gedoen het, wat sal jy sê? Soos, wie is jy nou? Weet God, wat sit jy met die, hoe kan ek nou sê, wie is jy nou? Wat het God vir julle nou gedoen? Waar is jy nou? Pastor Nadia is regtig soos in die Bybel wat sê, you will die to yourself, en dit is regtig waar, want ek en Tian is we are new creations. En as jy, dit is net, ons, baie keer dan sal ek in eie geselskap voer, en dan sit soos, Jessie, hoe het ons hier gekom, hoe het ons so verander? Jy weet, ons geselskappe is anderste, ons hele lewe is anders, ons dink anders oor goed, ons praat anders oor goed, en dis nie goed wat ons geleer het, of goed wat ons, dis net goed wat gebeur het, want omdat ons vertroue so in die Here gesit het, en hy het net hoe hy ons minds kom change het, en hoe hy, deur die woord, Tian het verskriklike hongerte vir die woord. Hy sou byvoorbeeld, en ek dink dis die Here wat dit vir hom, hy sou in die nagte wakker word, en dan sal die Here hom wakker maak 2 uur, 3 uur in die oggend, dan gaan lees hy die Bybel. So hy het so hongerte, hy het soveel kennis opgebou, deur die woord, dat dit het sy mind gechange, dit was, en die Here het dit so georchestreer, dat hy, vandag is hy meer mature as ek geestelik, die ding is, ek dink, die Here het dit so gedoen, dat hy as man, dan hoof van die huis kan optree, want hy sou nie vroeër, voorheen as man van die huis kon optree nie, want dit, ja. En so waar wat ek dink nou in daai skrif wat sê when you born you become a new creation. Ja. En dis heeltemal wat gebeur het. Julle het 'n nuwe creation geraak en toe julle mekaar toe leer ken het, toe hy teruggetrek het, dis amper asof julle mekaar van vooraf op mekaar weer verlief geval het. Ja. Jy weet daai band wat mens dan vorm is iets wat jy nie vir iemand kan verduidelik nie. Die gesprekke laat onder, die visie wat 'n mens kry as 'n couple. Jy dink so by myself, hoe het jy dit in die verlede sonder die Here gedoen? Ja. En jy wil dit net vir ander mense hê. And that's why we want to share the testimonies, because we believe that in Women's Month there might be a woman that's watching this and they might feel they are exactly where you were in 2022. And they need God, or they're just sitting with a hunger inside of them and they're not sure how to find God, or they're hungry for Jesus but they're not sure what step to take. And we want to encourage you to come to church, get involved, come to a women's home cell, be involved in the church and see what God can do in your life. I'm sure, ek is seker of van daar was tye wat jy gevoel het, jy sê, jy gaan nou net opgee op hierdie ding, en ek dink ons was seker baie soos op jou gewees, soos, okay Nicola, waar is jy? Kom Nicola, en daar was tye gewees wat jy nie gevoel het, jy wil kerk toe kom, jy wil die mense face nie. Daar was daar wat ek wou opstaan nie, en dan sal ek 'n boodskap kry, maar of partykeer dan het ek die kerk toe gegaan, en dan sal iemand my dadelik na kerk WhatsApp, hoor ek kom vandag by die kerk, jy was nie daar nie. So, dit is baie belangrik, en dit is hoekom ek sê, dit is baie belangrik om mense wat omgee om jou te hê, en dit is wat ek sou dit nie alleen kon gedoen het nie. Die Here, en die ding is, as jy net daai stap vat om jou lewe vir die Here te gee. Daar's dalk vrouens wat in dieselfde posisie sit en wat dink daar's dalk nie, of mans wat nie hoop het vir hulle huwelike nie, is hou net aan bid vir jou partner. Gebed is so kragtig. As ek het nooit geweet dat as jy nou na my huwelik gekyk het, sou jy nooit gedink het dit is restorebaar. Niemand, dat dit kan nie regkom nie. Dit is te ver. En die Here dit net in 'n oogwink, en nou alles val so vinnig uit mekaar in, dat wanneer die Here regtig begin beweeg, dat dit voel asof dit is so onwerklik, want dit is so vinnig. Jy het vroeër vir my gesê, voor ons nou begin het, toe sê jy vir my, oor
hoe belangrik dit is om die Here ook te vind in klein goedjies. Jy weet, jy's nou op 'n plek waar jou huwelik is restore. Dit gaan goed met Tiaan se besigheid. Jou kinders is gesond. Jou kinders doen goed. So dit is so belangrik om nie net dit vir granted te vat waar jy nou is, maar om nog steeds die Here in hierdie klein goedjies te kry en te vind. En nie net dit vir granted te vat nie. En ek wil hê voor ons nou afsluit, wil ek hê jy moet net 'n klein testimony van die skoene in die kas vertel. Okay. Klein goedjies waar die Here in is en ek dink soms gaan 'n mens deur die lewe en jy mis dit waarin God eintlik is. Want ons as ouer as vrouens kan soms so besig raak en ons dink God gaan in die massive jy weet red jou man en jy is en supernaturally hierdie breakthrough en begin besigheid, maar God is eintlik in hierdie klein goedjies ook. En ons moenie dit mis nie. So verduidelik 'n bietjie daai skoene storie. Okay, so toe Tiaan nou die werk kry, ons het die Here vertrou. Ons het in 'n woonstelletjie gebly. Ons het dit regtig finansiëel baie swaar gegaan as gevolg van Tiaan se verslawing. En so daar was baie keer nie eers kos in die huis nie. So toe het ek die Here vertrou vir 'n huis. En ek het geglo die Here gaan vir ons 'n huis gee Oktober maand. En ek het by die mense by wie ons gehuur het ek gesê ek gee kennis Oktober maand. Ek het eers geweet waartoe gaan ek Oktober hê. Maar en ek het presies in 'n boek geskryf die huis wat ek wil hê. En hoe ek dit wil hê. En Jesus het dit vir ons voorsien. Daai maand wat Tiaan die werk gekry het die Here vir ons 'n huis gegee. En in die area wat ek die Here voor vertrou het. Maar die dag toe ons intrek in die huis in en my man maak, nou daai tyd was dit so, ons het nie geld gehad om vir Tiaan safety boots te koop vir sy werk nie, want hy het safety boots nodig gehad. En toe ons in die kamer kom en hy maak die kas se deure oop, toe staan daar nommer 8 safety boots in die kas. Ja. Dis net die Here. Ja. Dis net die Here. En ek dink net by myself soos why don't you want to serve God with everything? Met alles. Matthew 6:33. Ek bring dit altyd terug na dit. If you seek God first, the rest will be added to your life. En ek dink ons soek so baie keer in plekke waar hy nie is nie. En dan wonder ons hoekom gebeur daar nie iets nie. Maar dankie Nicolas. So enigiets anders wat jy wil deel? Nee, ek sal net graag wil sê dat 'n mens moenie ophou bid nie. Dit is waar die krag lê. En soos pastoor gesê het, ons moet ophou na die groot goed te kyk. Want ons mis so die klein goedjies en dan voel ons maar die Here is so ver. Maar die Here is reeds besig om te werk in jou lewe en ja, moet nie ophou veg vir jou huwelik nie. En soos wat die Here vir my gesê het, onthou jy veg nie teen die persoon met wie jy getroud is nie. Alles is geestelik. Jy veg teen bose magte. So God, as jy jou man of jou vrou by die Here se voete neersit en jy vra die Here om jou te help, hy gaan daai persoon verander, maar hy gaan eers vir jou begin verander. Dis baie dit is waar die werk eers begin. Hy begin in jou hart. Ja. Want hy kan nie die ander persoon verander en jy verander nie, want dan gaan dit ook nie werk. 100%. Ja. En ek dink is 'n baie selfless journey. Ja. Om jou eie lewe eers neer te lê. Ja. En dan begin God te werk. Hy kan nie as jy stubborn is en hardkoppig en jy het jou way, dan is dit amper asof jy blok die Heilige Gees. 100%. Ek het verskriklik gesukkel met beheer, omdat ek baie trauma as jong mens of jong kind deurgegaan het. So ek wou alles beheer het om my, dan het ek veilig gevoel. En dit was, as ek nou moes terugkyk, as ek nou nog so was, sou my huwelik nog steeds nie gewerk het, al was my man 'n goddelike man. Sure. Want dan was die orde ook nie reg nie. So partykeer dan gebeur iets om my, dan dink ek met myself, "Jessie, maar ek het nou nogal goed reageer hoor." Die Here het my regtig gered, want voorheen sou dit was dit nou net ek? Well done. So ek so trots op Dit is my eie back. 100%. Amen. But thank you so much, and we really appreciate your time, and amen. Thank you.